So kom hy sê, doop in die naam van die Vader, die Seun. Wat is die Seun? Eerste plek is, die Bybel praat ook van dat hy die eerstgeborene seun is. Okay, eintlik gaan ek nou hier te veel teologies ingaan, so ek gaan dit korter weergawe maak, dat ek weet wat of gaan ek lank vat. Okay, seun, soos hy praat van Jesus die eerstgeborene is, soos die eerstgeborene het altyd die judgment gevat. Glo my net daarvoor, ek kan nie nou teologies daarin gaan, dit gaan te lank vat. Soos die een wat die judgment sal vat vir my en vir jou. En dit is Jesus wat vir my en vir jou kom het, en hy het vir ons die lam geword. Okay, dis maklik om te verduidelik, so om te verduidelik. Hy het die lam geword, hy het die sonde wat op my en jou moes neergeval het en neergekom het, en die prys wat ek en jy moes dra, het hy vir ons kom dra. Soos wanneer ek en jy sê, ek doop in die naam van Jesus, die Seun Jesus Christus, dan meen het, ek is nou ondergeskik aan die een wat bo my staan, en dis Jesus. So as die Vader na jou kyk, kyk hy deur Jesus na jou toe. Is dit weer goeie nuus of minder goeie nuus? Dit is goeie nuus, amen. Dit is goeie nuus. So ons moet dit besef, soos jy tot die Vader, tot kindskap, tot die Seun, wat ons tot vergifnis van sonde is, en tot ware kind in 'n familie in. Ons is aangeneem, ons is deel, daar's geen verskil tussen ons en Jesus, as dit kom met die Vader nie. Hy het ons aangeneem, hy het ons gekoop met 'n dierprys. Hy het sy seun opgegee en oorgegee om verbrysel te word vir my en vir jou. Hoekom? Want ons het sonde gehad wat skeiding gebring het tussen ons. En hy het jou so lief gehad dat hy nie kan los nie. Jy moet verstaan, God het jou so lief dat hy jou nie kan los nie. Is jy by? Hy kan nie dieselfde los nie. As God dieselfde los, het hy nie lief nie. Geen pa los sy kind dieselfde as wat hy gebore is nie. Maak dit sin? Ons probeer altyd die beste uit ons kinders uithaal. Net so is dit met ons Vader.